Gees, ons word gesond deur die Gees, ons voorsiening is deur die Gees, ons ambisie, ons visie, alles is deur die Gees. Dat die niks van die vlees betrokke is vanoggend nie. Alles net uit die Gees uitvloei. Kom Heilige Gees, ons kan dit nie doen sonder U nie. Kom bedien elkeen vanoggend. U ken ons begeertes van ons harte. U weet wat ons wil hê. Kom in vanoggend. Kom gee visie. Kom gee perspektief. Kom saai hoop uit in ons harte. Geloof. Kom wys vir ons die gesig van Jesus Christus. Die hoeksteen, die rots, die anker in die allerheiligste. Ons het vrye toegang tot die troon van die Vader. Wow. Kom ons gebruik dit vanoggend. Kom ons gaan met boldness, met vrymoedigheid in die allerheiligste in. Come on. Hou so vleeslik wees. Ons is bonatuurlik. Ons lewe uit die Geestesriem uit. Ons is daaruit geskep. Halleluja. U het ons geplaas in die hemele saam met Christus Jesus. Kom maak dit 'n waarheid vanoggend. In Jesus naam. Amen. En amen. 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 Dankie band. Ek voel, voel julle iets in die lug nou? Nie om snaaks te wees nie. Vergeet van wat gebeur het nou net, ek glo niks gebeur per toeval nie. Alles werk op 'n frekwensie, ek weet nie of julle die tipe van goed ken of weet van nie, maar jou hele liggaam, alles werk in 'n frekwensie, alles is golwe, elektrisiteit wat deur dit geskiet word. Ewen as die spermselletjie ingaan en hy raak aan die eiertjie, dis 'n flash of lig wat plaasvind, dis elektrisiteit wat plaasvind, en ek voel heiliglik asof ek op 'n ander frekwensie was, en die Here het vir my gesê, daar gaan genesing plaasvind vandag, daar gaan iets gebeur, en terwyl ons worship ook toe, kom die Gees weer, ek het iets voorberei, maar ek weet nie wat, hy kan voel, hy beweeg in 'n ander rigting, en hy sê vir my dat, hier's mense wat hier sit, wat nog nie glo, hy is vergewe nie. En die goeie nuus is die gospel. Paulus sê, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Ek skaam my nie vir die goeie nuus nie, want dit is die krag van God tot redding van siele. Sit vir my, Chris, ek het nou nie hier skrif op jou gegee nie, maar sit vir my 2 Kolossense 2 vers 8 op. Ek het al gesien, as ek hierdie skrif lees vir mense, hoe kom al genesing in hulle liggaam in. Sit hom vir my in die 83 vertaling, ja. Hy sê hierso, pas op dat niemand julle van hom af wegvoer, deur teorieë of argumente, wat misleidend is nie. Dit die dan. En sien dit nie? Dit is, ek is op die regte frekwensie, sal wat ek weet. Vergeet van hier goed, dit is om jou aandag af te gooi, vergeet daarvan nou. Luister na die woord van God, hy sê, pas op dat niemand julle van hom af wegvoer, deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. Vergeet van al die praatjies, vergeet van al die goedjies wat gesê is, van hierdie condemnation wat in jou hart omgaan, van, ons het laas naweek gehoor van al die moeds en moenies nie, hy sê dit berus op wettiese godsdienstige reëls, en nie op Christus nie, nie op die klaarwerk van die kruis nie, daar is niks wat jy kan doen nog nie. Hy sê, gaan aan, volgende vers, hy sê, in hom is die volle wese van God beliggaam. In Jesus is die volle wese van God beliggaam. Glo jy dit? Gaan aan. Hy sê, en in verbondheid met hom deel julle in sy volheid. Ek weet nie as jy jou kop om dit kan kry nie.
Jy weet ook eens of jy al dit so ver gelees het nie. Hy sê, hy is die hoof oor elke mag en gesag. As jy dink ons iets op jou lewe, of jy dink, wat ook al dit is, as jy siekte ervaar in jou liggaam, as jy voel daar's 'n vloek op jou, of whatever, hy sê, in hom is die volheid van God beliggaam, en in verbondenheid met Jesus Christus het vir jou gesterf, deel jy in daai volheid. Hy sê, hy is die hoof bo elke mag en elke gesag. Hy is die hoof, jy deel in dit, hy is die hoof bo elke siekte, bo elke omstandighede, bo elke dingetjie wat nie op Christus berus nie, al die reeltjies en dinge, hy is bo dit. Hy sê, hy sê, deur julle verbondheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis wat deur Christus verrig word, en dit bestaan uit die wegneem van ons, van die sondige natuur van die mens. Gaan aan. Hy sê, dit het by die doop gebeur. Ek praat baie daaroor. As jy onder die water gaan jy dood nie, jy staan op saam met Christus. Hy sê, dit het by die doop gebeur, deurdat toe julle saam met hom begrawe is. Hy sê, deur julle verbondheid met hom, omdat julle saam met hom begrawe is, deur julle verbondheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek. Want as jy saam met Jesus opgewek is, dan moet jy dit glo. Dit kan nie net nog 'n kerkdiens wees hierdie nie. Dit kan nie net nog iets wees wat jy elke Sondag hoor nie. As jy gedood te gaan is saam met hom by die dood, moet jy glo dat jy saam met hom opgestaan. Jy deel in die volheid in verbondenheid met Christus Jesus. As jy die goed gaan snap, as die Gees jou gaan begin bedien en jy mediteer op hierdie goed, en ons het laas naweek gehoor, jou hart moet vir jou verstand begin vertel wat aangaan. Hierdie is hartgoeders. Hierdie is die waarheid. Hierdie is die waarheid van God. En hy dit bedien jou. Dit verander, transformeer my mind. Sodat as siekte inkom, as iets inkom wat nie van die Here af is nie, dit kan wegsmelt, maar die waarheid bedien my. My kop is gerenew. Al wat ek dink is hierdie klas van goed. Siekte, ek voel simptome in my liggaam, is daar iets wat inkom, ons almal kry eers 'n simptoom van iets. As dit inkom, moet jy weet wat jy doen. Moet jy vertel vir jou vleesmind, kyk hierso, hier is 'n ander waarheid in my. Ek is dood, ek is begrawe saam met Christus, en ek staan op uit die water saam met hom, en ek heers saam met hom. Ek is hoog bo elke mag en elke gesag, wat ook al ter sprake mag wees, wat ook al iemand al vir my gesê het, waarvoor ek my ore uitgeleer het, ek is oor dit. Hy sê, deur julle verbond met hom is ook opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood het opgewek het. Halleluja. Gaan aan. Hier is so goed. Hy sê, julle was dood deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. Dus dan, mense het konstant in daai vleeslike mind gedink. Dis naar. Dus dan, jy kom nie uit dit uit, jy kom nie uit siekte uit, jy kom nie uit veroordeling uit, jy kom nie uit condemnation uit, jy is bly in daai toestand. Dis die hel op aarde. Hy het ons kom red van dit. Hy het 'n skeiding kom bring. En ons kry gedagtes van hoop. Dis die woord, dis die waarheid. Dit kom uit jou hart uit wat jou bedien. Hy sê, dit was nog nie weggeneem nie. Hy sê, God het julle egter saam met Christus lewend gemaak. Hy het al ons sondes vergewe. Deurdat hy al ons sondes vergewe het, kan ek 'n amen kry op dit. Gaan nog aan. Hy het hierdie belangrik, omdat die accuser, die ou wat jou aankla, het net een move. En is weggevat. Daar is die hofsaak is verby. As jy dink jy is siek omdat daar nog iets is wat jy gedoen het of whatever, dis 'n leuen. Dit berus nie op Christus nie. Dis wettiese godsdienstige reëls, dis opvatting oorleweringe van mense, soos wat gelees het vers 8. Dis nie die waarheid nie. Hy sê, in hom is die volheid van God beliggaam. En in verbondheid met hom deel julle in daai volheid. Hoog bo elke mag en elke gesag. Dit is iets wat jou hart vir jou moet bedien die heeltyd in jou verstand. Hy sê, hy het die skuld bewys. Die hofsaak was klaar. Die accuser was daar. Hy het gekom. Hy sê, hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis vas te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Deur sy wonde het daar vir my genesing gekom.
Weet Jesus nadat hy gedoop is, toe gaan preek hy in die sinagoge en hy lees uit Jesaja uit. Hy sê ek het gekom om die goeie genadejaar aan te kondig en hy gaan aan en hy sê hy het gekom om die armes en die blindes hulle sig te gee en genesing te bring en hy maak die boek toe en hy gaan sit in die sinagoge. Ek weet nie of julle al gelees het nie. En as iemand gaan sit, as 'n koning gaan sit, dan beteken dit hy's at peace. As 'n koning staan, dan beteken dit as onafgehandelde sake. Jesus maak hy boek toe en hy sê dit is volbring. Hy sê dit het gekom vir julle nou. En hy gaan sit en hy preek verder uit 'n sittende posisie uit. Hy preek uit 'n dit is gedoen posisie uit. Baie interessant hoor. Hy het die skuld bewys met sy eise teen ons tot niet gemaak deur dit in die kruis vas te spyker en hy het dit vir goed weggeneem. Daar is nie 'n aanklag nie. Die accuser, Satan, al move wat hy gehad het, is weggeneem. Hoor daarso, hy sê hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon om deur as gevangenes in die triomftof van Christus mee te voer. Hy's ontwapen. Al wapen wat daar is die mind of the flesh. Dis jy, is die grootste vyand. Moenie vir hom daai krag gee nie. Vanoggend wil ek ervaar dit in my gees dat die Here wil hê jy moet weer 'n vaste wete inkom dat jy is vergewe. Dat daar is nie iets op jou lewe nie. Daar is nie condemnation nie. Gaan na Romeine 8 toe, vers 1 asseblief. En ek sit sommer die Amplified Classic op. Ek gaan nou kyk waar toe die Here wil gaan met hierdie ding. Hoofstuk 8 vers 1. Romeine Amplified Classic. Jy weet, ek dink net daaraan ons alhoekom Satan, hy gaan wie het jy al ooit iemand skrik gemaak? Ek het al baie. Dan gaan ek om die hoekie en dan ek dan maak jy agter iemand so en dan lag ek. En dan gaan ek weg, maar ek het niks fisies wat ek gedoen het aan hy ou nie. Ek het hom net skrik gemaak en dan kry ek 'n lekker lag uit. Dis presies wat hy doen. Hy gaan boe wat ons gaan oe. Dis al. Ons moet op 'n oe gaan. Hy hou aan. Hy lag hom dood, maar hy doen eintlik niks nie. So, hy kry daai idee by ons, want ons doen dit. Ons maak mekaar skrik en dan lag jy nou vreeslik uit, maar tog weet jy in jou hart, ja, ek het hom maar geskrik, maar tog hy sou niks gedoen het nie. Hy gaan nie iets doen aan my nie. So net 'n skrik maak. Hy lag hom dood. Hy kan nou nie ophou om daai 'n gamepie te speel nie. So ja, hy maak boe en ons maak oe. So ons moet op 'n oe maak, op reageer op hom en vir hom daai show gee. Hy sê there is now no condemnation, no judging, no guilty of wrong for those who are in Christ Jesus, who live and walk not after the dictates of the flesh, but after the dictates of the Spirit. En dit is so belangrik hierdie. En mense hoor hierdie goed en hulle wandel nog steeds, want hulle kan nie die onderskeid plaas nie van wat is gees en wat is vlees nie. En hulle oortuig hulle self dat hulle leef in die gees, maar ek kyk na die kerk, ek kyk na mense se toestande en dan vra ek vir die Here, hoeveel mense is werklik wedergebore? Hoeveel is nie net kopkennis nie, maar hoeveel leef uit die hart uit? Hoeveel word bedien deur u gees? Deur u gees wat waarheid is. Jesus sê die woord wat ek met jou praat is lewe en gees. Dit is iets anders dan nie. So vir my om met kopkennis te maak is hostile. Jy weet voordat Adam en Eva gesondig het hulle net uit die gees geleef. Daar was nie siekte nie, daar was niks van daai goed nie. Toe hulle sonde inkom, toe begin mense uit die verstand uit te leef. En ons maak allerlei goedjies vir ons op in condemnation, 'n tipe van 'n religious condemnation wat ons, ek weet nie hoe dit werk hier, waar jy laat jouself heilig klink deur onder 'n veroordeling te wees. Die Rooms-Katolieke doen dit. Hulle voel skuldig, moet hulle nie skuldig voel nie. Dan kry hulle, verstaan, hulle is konstant in daai ding. Ons is vry. Jy word al hoe meer verander om gelyk te word in die beeld van Christus. Jy groei. Dit gebeur nie oornag nie. Jou gedagtes word elke dag verander. Jy neem elke dag gedagtes gevange om dit gehoorsaam te maak aan daai van Christus, want jou hart is vol van God se woord.
Jesus sê, Paulus sê hom, en die naby jou die woord gekom, in jou mond en in jou hart, dit is daar, sy wette is op jou hart geskryf, hy is die volbringing van die wet, Christus, Jesus is dit, hy is die omvatting van dit, en hy is binne in jou, hy sê, sy gees leef in jou, hy sê, daar is geen condemnation nie, dus, hy sê, as daar condemnation is, moet nie verwag om gesond te word nie, daar is die ding wat ons siek maak, daar is die ding wat jy laat stres, jy laat angstig hê, daar is die hoofoorsaak van kanker, is condemnation, is 'n skuldgevoel, iets van ek moet nog iets doen, is 'n leuen uit die hel uit, Jesus Christus het aan 'n kruis gesterf vir ons, en vir ons om dit klein te maak, come on, dus of ons maak 'n besluit, en ons glo en vertrou, dat daai werk van hom aan die kruis, was genoeg, daar is nie iets wat ek kan byvoeg nie, en ons moet elke dag 'n conscious besluit maak om my gedagtes vernuwe te word. Om in daai posisie in te kom en in daai wat ek gelees het nou in Kolossense 2 vers 8. Hy sê in hom is die volheid van God beliggaam en in verbondheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is hoog bo elke mag en gesag. As jy daai goed vir jou gaan sê elke liewe oomblik van die dag en jy begin dit glo, dit maak nie saak waar jy werk of whatever jy doen in die wêreld nie, jy kweek, cultivate 'n image van 'n heerser, 'n koning wat oor elke mag en oor elke gesag, jy het dit. En jy voer dit uit. Jy het mag ontvang deur Christus Jesus. Jy het gesag ontvang deur Christus Jesus. Dr. Anders het vir ons mooi verduidelik, as daar 'n speedkop staan in die pad, en daar kom 'n massive coke lorry afgejaag, en daai klein mannetjie staan so, dan sal daai lorry daar stop. Daai lorry is baie sterker as daai mannetjie, maar die mannetjie het gesag. Die speedkop het mag en gesag, en hy oefen dit uit. Jy het mag en gesag in Christus Jesus. Jy glo nie die leuen van die duiwel nie. Jy het mag en gesag oor siekte in jou lewe, oor omstandighede. Ons gaan nie lê nie. Ons is nie van daai mense wat in 'n gat klim en lê nie. Die woord sê, al gaan ek deur die dal van donker skare weer, hou ek my oë gefokus, want as ek my feestafel uitgerig, opgestel. Hy sê, en dit is in die aangesig van my vyande. So ek word nie afgeskrik deur my vyande nie. Ek word nie afgeskrik deur mense wat my irriteer of my kamstig bang maak nie. Daai is my feestafel. Ek is sit by die koning, ek het mag en gesag. Hulle wat so praat van my, hulle moet dit aanskou. Jy kry 'n confidence in jou. En dis elke dag se meditasie. Jy kweek dit. Jy cultivate dit. Dis 'n saadjie wat geplant is vandag. Hy moet groei. 'n boom is nie net oornag vrugte nie. Ons gaan deur seasons en alles, maar dit pla my nie. Want hy sê in Prediker, vir elke seisoen is daar 'n rede en 'n purpose voor. Die winter is daar, dit groei dalk nie baie nie, maar die winter kom met wortel kan dieper inskiet. Alles het 'n purpose. En as jy deur 'n donker season gaan na jou Vader toe en sê jy het gesê in jou woord, en jy kan nie teruggaan op jou woord nie, vir elke seisoen is daar 'n rede en 'n purpose voor. Wat is die purpose nou? Wees honger agter die purpose aan. Ons is te honger om 'n escape routes te kry en ons kom nooit op die purpose nie. Want ons wil uitgaan. Al gaan nie deur die dal van doodskade weer, wees oortuig. Hy sê hy begin Psalm 23, so hy lei my op paaie van geregtigheid. So dit is die regte pad. Moenie confused raak nie. In verbondheid met hom deel julle in sy volheid. Hoog bo elke mag en gesag. Deel julle in sy volheid. So wat is ek word nie omgever gegooi deur omstandighede nie. Ek is gemeditate, my kop is geprogrammeer. Ek het nou die Sondag gepraat daaroor. Jesus het gekom nie net om vir jou 'n one-way ticket to heaven te gee nie. Hy het gekom om so lief uit die wêreld gehad. Die wêreld is die system, nie die aarde nie. Ons is die wêreld. Ons is die mense wat roel in die aarde. Ons is die aarde se system. Ons Here, hy het gesê, laat hulle 'n dominion hê over the fish and the seas and the bird and the air en alles. Ons is die system, die operating system. Soos 'n selfoon het 'n Android system of whatever. So my korte update. Jesus het gekom, hy het die Heilige Gees uitgestort. Mense dink nie meer met die verstand nou nie, maar hulle gaan uit die Gees uitleef.
Kom ons sê, daar is nie condemnation nie. Alle kom maar condemnation is want jy leef uit die verstand uit die hele tyd. Jou verstand is nie, jy weet, ek gaan nou vir sê. Ons praat baie van die wynsak. Nuwe wyn, die nuwe update, system update wat Jesus kom download dit so in aarde, kan nie in 'n ou wynsak gegooi word nie. Nuwe wyn kan nie in 'n ou wynsak gegooi word nie, want die ou wynsak is stokstyf, omdat hy gaan bars. As die wyn fermenteer, as hy mature, verstaan ons almal mature ons in Christus, ons almal, daar's iets wat gebeur. En as jy nou van die ou goed wil behou, dit kan nie werk nie. Die wynsak moet geweek word in water. Verstaan? En die water, as ons lees in die woord van God, is die woord. Verstaan? Die woord van God, soos wat die mind of the flesh, gaan na vers 6 toe daar weer is nou vers 6. Hy sê, now the mind of the flesh, which is a sense and reason without the Holy Spirit, is death. En ons baie van ons operate so. Hy sê, but death, that comprises all the miseries and arising from sin, both here and hereafter. But the mind of the Holy Spirit is life and soul and peace, both now and forever. Gaan nog aan. That is because the mind of the flesh, which is carnal thoughts and purposes, with its carnal thoughts and purposes, is hostile to God, for it does not submit itself to God's law. Indeed, it cannot. Jy wil nie daar lewe nie. As condemnation, guilt, al hy goed inkom, dan moet jy weet, ek is besig met die flesh. Daai goed is hostile towards God. It cannot submit under God's law. Verstaan? Dan moet jy op 'n area kom, ons almal weet, uit jou gewete wêreld uit, daai hoofcore belief in 'n denksentrum, dit is die hart. Nie die pomp nie. Daai diep wese wat jy weet wat jy moet doen. Daai plek waar jy jouself meet vir 'n meeting om besluit te neem oor sekere goed in jou lewe. Verstaan? Nie die uiterlike wat ek nou van julle kan sien nie. Met daai kan ons almal mekaar flous. Ek praat van daai diep binne, daai diep kamertjie. Daai is die hart. Dit is waarvan hy praat daar. The mind of the flesh is hostile. Hy sê ons leef uit die gees uit. En omdat jy bewus is daarvan, soos wat ek nou met jou praat, klik jy en bevestig die gees binne in jou. Dit wat hy sê is waar. Ervaar jy dit? Ervaar jy dat daar's 'n dieper plekjie om te gaan, maar jy gaan net daar op 'n Sondagoggend dalk hier in die kerk. Maar verder in die week as ons kom by ons werk en goed is, dan leef ons uit die vlees uit. As ek preek van hy het gekom om vir jou lewe in oorvloed te gee, dan praat ek van 'n lewe uit die gees uit. Ek het nog eens gekom in Efesiërs, want daar sê Paulus goed, wat jou hoendervleis sal gee vir maande lank, vir wat sy visie vir die kerk is, en hoe gelowige mense se pos is om te lewe, en die absolute krag, en gesag, en mag wat hulle het. Ek meen, daai ouens het so geleef. Hoekom dink jy skryf hy daai goed? Want hy kom uit dit uit. Hy is besig om dit te ervaar in sy lewe. Hy sê in Efesiërs 1, vers 18, sê hy, toe ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus, het ek vir julle gebid, dat julle gees is oor so verlig sal word, so verhelder sal word, dat julle sal weet wat hoop daar is vir die roeping in julle lewe. Ek by having, gaan gou een vers terug, 17, hy sê, for I always pray for, may I grant you the spirit of wisdom. Afrikaanse Bybel sê, toe hy gehoor het van hulle geloof, bid hy die hele tyd. Gaan aan, vers 18, hy sê, by having the eyes, hierdie ou praat uit iets wat hy ervaar, uit goed wat hy beleef, hy bid dit vir die kerk. Hy sê, by having the eyes of your heart flooded, weer eens daai woord hart, is nie jou mind of the flesh nie, dis die real deal, dink sentrum hier binne. Hy sê, ek bid dat daai gedeelte van jou lewe, die oë van jou hart, that the eyes of your heart will be flooded with light. Daai woordjie light, daar is die kennis, die knowledge, die woord, water wat geweek word in die ou
'n wynsak. Dis dan sodat hy kan sag raak weer. Jou mind van die vlees, hy moet geweek word. Die wynsak moet geweek word in die water wat die woord is. Hy sê flooded with the light. Daai woordjie light is die kennis van God. Dis die woord van God. Hy sê to be flooded with light so that you can know. Hy weet, God weet. Maar weet jy? Hy wil hê jy moet ook oortuig wees. Hy wil hê jy moet 'n lewe weet van lewe van ek weet in verbond met hom deur ek in sy volheid. Ek weet dat in hom is ek hoog bo elke mag en gesag. Hy wil hê jy moet nie net daarvan hoor nie, hy wil hê jy moet dit weet. Jy moet dit glo. Paulus bid hier vir die gemeente. Hy sê, know and understand the hope which he has called you, and how rich is his glorious inheritance in the saints. Dis julle. He's set apart ones. Jy moet weet as jy hier sit vandag, jy is afgesonder vir 'n special purpose. Jy dink nie vir jouself as jy die res van die wêreld nie. Jy kry daai image uit jou brein uit. Jy is gebore uit God uit nou. Toe jy onder die water is jy dood en jy staan op saam met Jesus Christus. Jy moet 'n image transfer kry. Dit is vital vir die kerk om in mag en gesag te lewe. Soos hy spiekoppie staan, hy stop 'n lorry. Jy ook. Jy stop goed in jou lewe. Jy stop kanker. As jy simptome kom of whatever siekte kom, jy stop dit. Jy het mag en gesag oor dit. Jy word nie net oorval een oggend met griep nie. Jy kry jy simptome. En as jy goed kom in jou lewe, as die simptome kom in jou lewe, soos 'n kar se check engine lig wat aankom, die Heilige Gees laat altyd die check engine lig aankom, dan oefen jy uit. Jy vertel vir jou mind of the flesh wie jy is. Jy renew yourself. Hy sê, gaan aan. I say, and so that you can know and understand what is the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of his power in and for us who believe, as demonstrated in the working of his mighty strength, which he exerted in Christ when he raised him from the dead and seated him at his own right hand in the heavenly places. Far above all rule and all authority and power and dominion and every name that is named above, every title that can be conferred, not only in this age and in this world, but also in the ages and in the world which is to come. And he has put all things under his feet. He has put all things under his feet and has appointed him the universal and supreme head of the church, a headship exercised throughout the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. For in that the body lives the full measure of him who makes everything complete and who fills everything everywhere with himself. Okay, stop my, daar is genoeg. Ek dink ek kan weer hanteer dit. He has placed everything under his feet. And I say, I am the head and the church is his body. So ons is die liggaam, hy is die hoof. Wat is onder jou voet? Alles. Siekte, condemnation, guilt, everything is under your feet. Hy sê in Romeine 16 nou, en ek sal Satan spoedig vermorsel onder jou voet. Ek weet nie wat om nog te sê, dit is so goed. Kan jy voel hoekom genesing in jou liggaam inhou? Ek kan dit voel man. Ek nie om snaaks te wees nie. Dit is omdat die kerk nie wil snaaks wees nie. Dat hy kragteloos is. Ek bedoel dit nie lelik nie. Ons is bonatuurlike mense wat gemaak is oor die oorspronklike skepping. Adam en Eva het net uit gees geleef. Hulle het in 'n konstante wonderwerk geleef die hele tyd. Ons is gemaak om in wonderwerk te leef 24/7. Jesus Christus het gesterf aan die kruis en hy het sy gees uitgestort op ons
Die flesh, die mind of the flesh is hostile. Te veel van die kerk leef in die mind of the flesh. Dit is nie snaaks om bonatuurlike goed te praat nie. Dit is nie snaaks om bonatuurlike goed te sien in die kerk nie. Ons het dit snaaks gemaak. Dit is, die original design is terug. Ons lewe nie meer nou deur die vlees nie, want die vlees is hostile towards God, want toe sonde inkom, toe begin mense opry deur die verstand. Toe begin hulle deur die mind of the flesh hardloop. Jesus Christus het kom en hy het geblaas in Johannes 20 weer vir sy disippels en hy het weer in hulle daai lewe ingeblaas. Hy sê ontvang nou die Gees. Ontvang nou weer daai geeslewe, die bonatuurlike lewe. Gaan gou na vers 9 toe, daarso op in daai hoofstuk. 9. Asseblief 9. Making known the mystery to us of his will. Dis die geheimenis. As jy gaan lees 'n bietjie net hierdie Efesiërs. And by his will, his purpose, in accordance with his good pleasure, merciful and purposely set forth. Gaan aan. Hierso. He planned for the maturity of the times and the climax of the ages. Dis Jesus Christus to unify all things and head them up and consummate them in Christ, both things in heaven and things on earth. Afrikaanse Bybel sê so, sy plan daarmee, die geheimenis wat hy bekend gemaak het, was om alles onder een hoof te verenig. Alles in die hemel en alles op die aarde. Ek weet nie van julle as julle die prentjie kry nie, maar dit vat jou terug na oorspronklike skepping toe. En ons dink daar's iets fout met die wêreld. Daar is nie iets fout met die wêreld nie. Daar's iets fout met mense wat nie hulle minds wil renew nie, maar ons leef in 'n heerskappy waar God alles onder een hoof gemaak het nou weer. Ek gisteraand ook toe ek lê in my bed, sê ek soos, Here, laat die mense my glo. Wat ook al ek gaan preek vandag. Want ek het 'n totaal ander preek voorberei. Hierdie goed is ek kom alles uit die Gees uit nou. Dit is wat die Here wil sê hier vandag. Hierdie is powerful. Hierdie is goeie nuus. Jy's vrygespreek. Vat die goed. Eet dit op. Kou dit en herkou dit môre. Laat jou gedagtes, jou mind vernuwe word. Laat jou hart vir jou vertel wie jy is in Christus Jesus. Hier is dit. In verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hoog bo elke mag en gesag. As jy dit nie wil hê nie, dit raak in die slaap of whatever, maar ek soek 'n volheid van Christus Jesus. In hoofstuk 4, as jy hierdie Efesiërs gaan lees, dan lees jy wat Paulus skryf vir die kerk daar. Hy sê, sodat ons sal kom tot in die eenheid van ons geloof, so volmaak, so volgroei soos Christus Jesus. Dis nie vir eendag nie. Die Bybel is geskryf vir nou. Al die goed is geskryf vir nou. Paulus skryf die goed wat hy beleef het. Hulle skryf oor Paulus in Galasiërs. Hy sê julle het my ontvang asof ek 'n engel is. Julle het my ontvang asof ek Jesus self is. In Korintiërs sê hy volg my want ek volg vir Jesus. Hy sê nie volg Jesus nie, hy is so vol van Jesus dat hy sê vir die gemeente volg my want ek volg vir Jesus. En dis nie om arrogant te wees nie. Hy het gesê wat ek lewe nie meer nie, dis Christus Jesus wat lewe. Toe ek dood gaan onder die water, staan ek op en dis Jesus wat opstaan. Dis nie net 'n storie die man. Dit is waarheid. Dis wat Jesus kom bring het. Hy het die image kom herstel van mense, van die system wat die aarde roel. Het hy kom update. Maar niemand vat die updates nie. As jy nie jou selfoon update nie, dan malfunction hy na 'n tyd. As jou hierdie hardware nie geupdate word nie, die gees waaruit jy moet lewe nie, want die mind of the flesh is hostile towards God, dan malfunction hy. Dan raak hy siek. Dis nie rocket science, Jesus sê, 'n kind gaan dit bestaan, dis eenvoudig. Jy moet dit, jy weet, en waar ek wil uitkom,
eintlik maar vandag is die salwing wat jy ontvang het van die Here Jesus Christus. Want daai wynsak wat geweek word in die water, hy moet uitgehaal word en dan dis soos 'n massage aksie wat hulle daai wynsak, daai leersak invryf met die olie weer. Verstaan? Jy moet daai prentjie vat en jy moet jouself elke dag week in die water van die woord en dan moet jy toelaat dit doen dat daai woord, daai wynsak van jou, dit is jou brein, jou denke, jou mind of the flesh, hy moet gemassage word met die anointing, die olie van die Here Jesus Christus. Dit is beskikbaar, maar niemand wil die update vat nie. Want wat doen ons met ons fone? Update later. Of doen dit terwyl ek slaap, ek wil nie weer daarvan nie. Ons doen sulke goed. Hierdie kan jy nie so doen nie. Hierdie is 'n bewustelike besluit wat jy moet neem. Om hierdie wynsak, want die nuwe wyn, die update is daar, maar hy moet gemassage word met die olie, moet sag gemaak word, tender. God werk so mooi met jou. Hy is nie rof nie. Hy is liefde. Hou op bang wees vir hom. Hy het jou so lief gehad dat hy seun gegee het om aan die kruis te sterf vir jou. Dis so lief vir jou gehad het. Hy is nie kwaad nie. Daai storie dat hulle vir God as 'n slegte pappa beskryf en paint, is 'n leuen uit die hel. Hy is lief vir jou. Hy het sy lewe afgelê vir jou. Hy sê, dit was God aan die kruis daarso, in Christus Jesus aan die kruis. Om dit te doen, vir ons. Kom, dan moet ons mind verander oor hoe ons hom sien. Jy moet weet, hy is vir my. Ek is 'n seun. Hy is my pappa. Ek gaan na hom toe, ek vra vir hom goed. As ek my pa se huis instap en ek maak die yskas oop, hy sê ek my vat vir jou. Hy wys my nie weg en jaag my soos 'n hond in die huis uit nie. Laat toe dat die Gees van die Here 'n bietjie vir jou bedien. Paulus skryf aan Timoteus in Timoteus 2 ding. Hy sê, kom ons gaan eers na Hebreërs 3, Hebreërs 11 vers 6 sê hy, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Dis net geloof wat hom behaag, daai oortuiging, want weet jy, ek weet, maar weet jy? Dis God se vraag aan ons. Hy wil hê jy moet in oortuiging kom. Hy sê, as jy weet, dan behaag jy my. Dit is onmoontlik om my te behaag as jy nie glo nie. En dan skryf Paulus aan Timoteus, hy sê, behou die goeie geloof. Sommige het hulle gewete geonderdruk, en hulle geloof het skipbreuk gelei. Verstaan? So in die Engelse Bybel sê hy, they seared their conscience, die hart. Dit skroei hom toe. Moenie jou gewete, moenie jou hart toeskroei nie. Want dan leef jy uit die mind of the flesh. En hy sê daar, Romeine 8 vers 6, hy sê daai ding is hostile towards God. Dit kan nie submit onder God nie. Want die mind of the flesh is proud. Hy wil God wees. Die mind of the flesh. Hy wil in charge wees. Die hele ding van die gospel, van die goeie nuus is, jy sit jou volle vertroue in die werk van die kruis, Jesus Christus. En dis offensive vir meeste van die mense, want dit beteken jy met alle beheer moet jy oorgee. En mense wil jy doen nie. Ek wil in charge wees. Dus jy gaan dit nie maak nie. Jy gaan toetsies oor en oor skryf. Hier is goeie nuus. Hierdie is ek weet, hoekom wil jy nie 'n koning en 'n priester wees nie? Hoekom wil jy nie vir jouself aanleer nie? Dis wat hy sê, dat jou gedagtes vernuwe word. Ons doen dit met soveel ander goed. As iemand nou vir jou sê, man, ek gee jou R1 miljoen 'n maand as jy vir my 'n ingenieurswerk gaan doen daarso in Zimbabwe, whatever. Jy gaan seker maak jy weet wat dit is om 'n ingenieur te word.
Want jy gaan 'n miljoen rand 'n maand kry. Jy gaan jouself leer hoe om daai job te doen. Maar hierso kom hy sê jy deel in die volheid. In verbond met hom deel jy in die volheid van God. Hoog bo elke mag en gesag. So wat is 'n miljoen rand dan 'n maand? As jy die mind of the creator van hierdie system kan kry. Wil ek vir jou sê is 'n miljoen rand 'n maand klein geld. Want jy gaan baie hoër goed dink as dit. Wat hy sê in Matteus 6 vers 33, first seek the kingdom of God, en daai goedjies wat jy wil hê, sal volg. Dit sal kom. Maar jy soek nie die kingdom of God and his righteousness, dis weer eens, dis nie jou righteousness nie. Dis sy geregtigheid, dis sy manier, dis sy system wat hy kom update het. Wat is die update? Dis sy way in die kingdom. En jy soek dit nie omdat dit nog moet kom nie. Ons soek goed want ons weet is hier. Dis hoekom ons soek dit. Jesus gaan nie vir jou sê soek dit, maar dit gaan nie oor 'n paar jaar kom nie. Hoe sal iemand dit sê? Hy sê soek dit want dit is hier. So ons soek. Ons manier van operate in hierdie wêreld is ons soek want ons is oortuig is hierso. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Die oortuiging is die geloof. So ons soek nie en wonder nie. Ons soek met 'n confidence. Want ons weet is hierso. En dan moet ons ook glo met 'n confidence dat al die ander goed gaan volg. Ons hardloop nie na hom toe as mense wat worry en stres nie. Dis nie geloof nie. Ons is oortuig. Amen, dis goed. Dankie Here. Kom ons kyk. As ek maar klaar maak nou. Ek wil bid vandag vir 'n paar mense. Dat ons kan gesond word in hierdie liggaam. Want dit is sy, as hy die hoof is, so wat ons gelees het nou. En ons is die liggaam en alles is onder ons voete. Dink jy die liggaam van Jesus het enige gebrek in? Enige tekortkoming of iets? Nee. Hy is gesond en sterk. Ons die mind of the flesh, as dit gaan snap, sal krikke en rolstoele en goed val hierso. En mense sal opstaan uit die dood uit. Onder die water saam met Jesus dood en dan staan op. Omdat daai opstanding is uit die dood uit opstaan. Dis alle omstandighede van jou lewe staan op dan. Jou finansies, jou huwelik, genesing, alle plekkies waar jy wil hê die Here moet opstaan. En hy het opgestaan en jy is in verbondheid met dit. Jy deel in dit. So kan ek heeldag aangaan. Dit elke nuwe ding, elke kwaal, elke bekommernis wat daar is in die wêreld, kan jy dit aangaan heeltyd so. Jy kan daai mind van jou kan jy heeltemal reprogram. Ons vra vir die Here goed wat hy klaar gedoen het. Jy kan lekker rus in dit. Alles wat ek wil hê die Here moet vir my doen, het hy vir my klaar gedoen aan die kruis. Kom ons lees net so enetjie hierso. We gaan 1 Johannes 2 vers 20. Dan kan ons maar begin afsluit. In Johannes 2 vers 20. Hier Amplified Classic asseblief. En hierdie is die hele ding. Ek weet die woordjie anointed het my gebly en ek het 'n hele preek uitgewerk rondom anointing, maar die Here het iets anders gedoen hierso vandag en ek hoop julle het opnuut weer besef dat julle is vergewe. En waar julle deel is van. Voel julle dit? Voel julle waarvan julle deel is van? I say, but you have been anointed by, you hold a sacred appointment from, you have been given an unction from the Holy One,
and you all know the truth, or you know all things. Julle het vandag baie waarheid gehoor, waaroor ons gepraat het, van moenie jou ophou met allerlei argumente en teorieë wat op reëls berus nie. Hy sê dit berus op wettiese godsdienstige oorleweringe van mense en nie op Christus Jesus nie. Hy sê in hom is die volheid van God beliggaam en in verbondheid met hom deel julle in sy volheid, hoog bo elke mag en gesag. Dit is waarheid waarvan hy praat. Hy sê and hy sê but you have been anointed by you hold a sacred appointment from, you have been given unction. Daai woordjie unction is soos healing. Hy beteken healing ook. Jy is reggemaak deur die anointing wat op jou lewe is. En ons is nie meer bewus van die anointing op ons lewe nie. Want jy het opgestaan saam met 'n koning. Hy sê as jy dood gegaan het saam met Christus en jy het opgestaan saam met hom, is Romeine 6. Sekerlik sal ons heers saam met hom. En in Romeine 5 sê hy dit ook. Hy sê aangesien ons gesterf het saam met hom, sal ons in hierdie lewe heers as koning saam met hom. Hy sê in hierdie lewe. Nie in die lewe wat moet kom nie. Baie mense wil dit uitstel. Jesus het gekom om 'n update te bring vir hierdie tyd, vir nou. Hy sê as jy dood gegaan het saam met hom en jy het opgestaan saam met hom, is jy been van sy been. Is jy vlees van sy vlees. Come on, Holy Spirit, maak toe julle oë. Maak toe almal se oë. Jy is vlees van sy vlees. Been van sy been. Gees van sy gees. Die lewe van sy lewe, daar is op jou. Alles wat Jesus is binne in jou. Ek sê weer, die hemel is so aangetrokke aan jou, aan die Jesus in jou. Ons het gelees nou in Efesiërs 1 vers 9 en vers 10. Hy sê uit die geheimenis wat vir eeue lank verborge was, het hy bekend gemaak. En sy doel daarmee was om alles in die hemel en alles op die aarde onder een hoof te verenig. Die Jesus in jou. En jy is dood onder die water, jy het opgestaan saam met Jesus. En dis nie meer jy wat lewe nie, maar Christus Jesus wat in jou lewe. Die hemel is so aangetrokke tot jou toe, as gevolg van Jesus wat in jou leef. Die hemel en al die onsienlike, die bonatuurlike, die geestesrealm is so aangetrokke na jou, met die verbondenheid met die deel in Christus Jesus. Oh, Holy Spirit. Bedien elkeen hier so vanoggend. Kom, ek wil my hand op jou sit. Is daar enige iemand hier vanoggend wat genesing nodig het nou? Vir enige iets in sy lewe, steek jou hand op en kom ek na jou toe. Ek gaan nie 'n groot storie maak hiervan nie. Al wat ek weet is die Here het my gesê ek moet my hande op mense sit. Want hier is krag wat deur my vloei. Ek is 'n man van God en hy het my gestuur om hierdie goed te doen. Dis hy wat sy hande op jou gaan sit. Nie mensie. Hy werk deur my en hy vloei deur my. Ontvang sy genesing nou. Dankie Here wat U doen vir my dogter. Ek lê haar neer voor die Allerheiligste. U sê kom met boldness voor haar en ek lê haar neer dat hy lewende water deur haar vloei nou. En dan genesing vir ons kom. Elke selletjie, elke senuwee, alles wat nie in orde is nie, word nou aangeraak. En daar kom vrede in hierdie liggaam. Daar kom 'n orde in hierdie liggaam. Die koninkryk van God is hierso. In Jesus naam ontvang genesing nou. Halleluja, dankie. Dankie Here, is gesond.
Dankie Here. Dankie vir my suster, Here. Ek lê aan Here. Al wat die water uit die troon uitvloei. En ek lê aan neer binne daai water. Dat dit deur haar spoel van kop tot tone. Alle goed wat nie van U is nie. Alle vuiligheid wat van die wêreld af is, leuns spoel nou uit haar uit. En die Gees wat lewe bring, lewende water. Raak elke selletjie aan in jou liggaam, elke spiertjie, elke wervel, alles. En dan kom vir jou genesing nou. Dankie Jesus, jy is gesond. Halleluja, halleluja. Amen, amen. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Here. U is hier so. Dis Heers. Halleluja. Glo hy is binne in jou. Die lewende God is binne in jou. Jy het dit. Jy het genesing ontvang. Hy is binne in jou. Okay. Dankie Here wat U doen nou in haar gedagtes. Alle leuns uit. Dat sy gedink het is iets wat sy gedoen het of iets dat hierdie kwale nou is 'n leuen. U het gekom om vry te spreek. Ek spreek jou vry in die naam van Jesus. En ek bring vir jou genesing. Jy is skoon gewas. Alles spoel deur haar liggaam nou. Van kop tot tone. Wow. Alle worries van goed wat dalk mag verkeerd wees, gaan weg nou. Die Here is vir jou. Hy bring vir jou lewe. En hy maak jou gesond vandag. Hy maak jou heel. In Jesus naam. Ontvang het. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Amen. Altre. Ja? Ja. Dankie Here. Dat U binne in haar leef. U kom nou. En U bring genesing. Ontvang die genesing wat die Here Jesus vir jou bring. U ken haar hart. U weet wat sy wil hê. Ek sien dit. Wow. Spoel deur haar. Oh. Die roog. God, die Heilige Gees met jou deur jou. Ontvang het. Ontvang het. Jy weet het. Oh, dankie Jesus. Dankie Jesus. Ontvang het. Alles ons die andere mogen. Sit jou aan nou. Alles sonder ons so. Dankie Jesus, wat U doen nou. Alle vrees en alle angs uit. Hierdie stres wat ons opvreet nou, in Jesus naam, bid ek het weg nou. Dis U wat hier lewe. Jesus heers hierso, hy is koning hierso. Alle donkerte, alle siekte, moet vlug in Jesus naam. Want die lewende lig is hier binne in haar. Dit is U lig wat deur haar are vloei. Wow. Ontvang nou genesing in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie Jesus. Dankie Here. Halleluja. Halleluja. Nog iemand? Ja, op. Ontvang het net alles so. Dankie Here vir my broer. Dankie wat U doen nou hierso. Jy het het. Jy het het. Hy lewe binne in jou. Nie vir een oomblik iets anders dink nie. Dis 'n lewende God wat binne in jou leef. 'n Lewendmakende Gees wat binne in jou leef. Here, kom doen vir hom nou. Vul dit, Here. Vul hom met die lewe wat daar is in Christus Jesus. Alle onrein, Here, alle siekte, alle seer uit hierdie liggaam uit nou in Jesus naam. En die perfekte vrede oorval jou nou. Ontvang daai genesing. Ontvang daai voorsiening in jou lewe. Hy gaan nie goed die klippe wegrol. Jy kan dit aanhou loop. Die boulders en die goedes wat in jou pad lê, gaan hy wegskop. Vertrou hom dit. Hou opstaan voor dit. Loop deur dit. Loop deur dit. Meer te stop nie. In Jesus naam. Dankie Here. Dankie. Dankie Here. Dankie wat U doen vir my suster nou, Here. O. Ek kom lê haar neer voor U troon. Wat sê ons gaan in die allerheiligste in met boldness.
Ons draf hier in die Allerheiligste in. Wow. Ek sien jou hartklop soos 'n gelukkige meisie wat nie bang is vir die Here nie. Gaan lê daar voor hom. Gaan lê in daai rots, in daai skure. Ek sien jy daar staan. En ek sien alles wat krom is word reguit getrek. Halleluja, halleluja. Dankie Jesus. Kom bedien haar nou. Dankie wat jy doen in haar liggaam. Dankie Heilige Gees. Trek alles reg. Elke werveltjie, elke senuwee, alles kom in lyn nou weer. 'n Verkwikking in die gees. So 'n koel windjie op 'n somersdag. Waai deur haar. Dankie Jesus. Dankie Here. Dankie. Ek bring vir jou genesing in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. Dankie Here. Dankie. Maak op jou hande. Ontvang het net so. Halleluja. Dankie Here. Hier het in jou. Almal is deurdrink met dieselfde Gees. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, sê sy woord is kragtig in die werk binne in jou. Here, kom wek haar op. Kom wek haar situasies op. Alles wat sy wil hê van U nou in haar liggaam, alles wat nie reg is nie, vrese van goed wat dalk nie reg werk nie of uitplek uit voel, kanselleer ek nou in die naam van Jesus en ek bring 'n opwekkingskrag binne in haar wat deur elke selletjie skiet nou. As jy hier uitstap by hierdie deur, sal genesing begin. En jy kan gaan slaap vanaand met 'n vaste wete dat daai Gees, daai lewende God, die Gees wat Jesus het opgewek het, is aan die werk binne in jou en jy nie vir een oomblik alleen hoef te glo nie. Alle angs, alle stres weg nou in Jesus naam. Ek bid die vrede van die Here Jesus oor hierdie liggaam en oor hierdie gedagtes. Ontvang dit nou. Ontvang die genesing. Jy is genees. Glo dit. Amen. 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 Dankie Here wat U doen vir my suster. Ontvang dit Here. U is hier vandag om haar aan te raak. U lewe binne in haar. Ek bid vir totale genesing oor hierdie liggaam. Nog meer, ek bid 'n genesing oor die gedagtes. 'n Totale rus in jou gedagtes. 'n Vaste wete, 'n oortuiging. Net 'n oortuiging is al wat jy nodig het. Jy weet genoeg, maar die Here wil vir jou oortuiging gee soos nog nooit van tevore nie. Hy wil jou oorval met 'n sekerheid en 'n vaste wete. En jy is genees. Jy is genees in Jesus naam. Alle pyn, alle onsekerheid uit nou. In die naam van Jesus. En ek salf jou met die salwing wat is wat van die Here Jesus afkom, van die Koning van Konings. Jy is die gesalfde in Jesus naam. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Nog iemand? Dankie Here wat U doen hier vanoggend. U maak gesond. U maak gesond. Dankie Here wat U doen. Kom nou in Heilige Gees. Halleluja. Kom bedien haar. Ontspan hierdie hande nou. Alle pyn, alle uitlyn uit alle ligamente en joints en alles kry nou genesing. Yes, dankie dat U doen nou en al. Vloei deur die Heilige Gees. Sirkuleer deur haar are, deur elke wese van haar. En ek bring 'n ontspanning en 'n vrede in die liggaam. Jy is genees in Jesus naam. Ontvang dit nou. Ontvang dit. Amen. Amen. Dankie Here. Amen. Ja. Amen. Dit wys vir my vanmôre regtig waar is mense wat hier sit met verskriklike hartseer, baie diep in hulle harte.
En hulle wil dit net wegpraat, maar weet julle wat, dit kan nie gesond word, as jy nie met dit deel nie. Julle gaan moet met dit deel, want elke keer is dit 'n ander seer wat opkom. Elke keer is dit nog 'n seer wat opkom. En dit maak jou lewe, verkort jou lewe. Regtig waar, daai pyn is dis so erg in jou in, dat dit die mense om jou affekteer. En ek wil vir julle sê, regtig waar, as jy kom en jy deel met dit, dan val dit regtig wat agterna, dan sien ek hierdie swere val af, en daar is besig om 'n nuwe harte op te kom. Amen. Amen. Dankie julle. En laat die wynsak, waarvan sê ek nou praat, jy deel met dit, die jou denke te vernuwe. Maar jy moet begin. So elke dag ding, elke dag, maak hy leer sak, sag, massage hom, met dit wat die Here vir jou sê uit die hart uit. Moenie die kop glo nie, nie die wêreld glo nie. Die volheid van God in Jesus Christus. Amen. Be blessed.